Soos ek vir julle genoem het, gaan ons saam lees uit Daniël hoofstuk 2 vanaand. Nou, ons gaan nie die hele hoofstuk kan lees nie, dis 'n redelike lang hoofstuk. So ons gaan eers lees tot en met vers 19 en dan gaan ons 'n gedeelte oorslaan. Dan gaan ons aan by vers 36 en dan lees ons daar tot en met vers 45. Daniël 2 verse 1 tot 19 en dan 36 tot 45. Maar voordat ons saam lees uit die woord van die Here, kom ons word eers stil en dan nader ons om 'n afhanklike gebed. Almagtige God, grote koning, heerser oor alle dinge. Ons is hier saam om U te loof en te prys, heel eerste. Ons is saam om U die koning hulde te bring. Hierdie hele week, hierdie hele Pinkster geleentheid, is bo alles gemik op die eer aan ons Here. Gisteraand, o Here, het ons gesien en geleer, ons as die kinders kan volhard in U teenwoordigheid. Nou vanaand gaan ons weer vanuit U woord luister. Here, ons gaan spesifiek kyk na U heerskappy in U koninkryk. Daarom bid ons en vra ons, leer ons, o Here. Leer ons wat U vir ons in hierdie pragtige boek wil openbaar. En help ons dat ons nie net sal hoor nie, maar dat ons ook sal luister na wat U vir ons sê. Ons vra dat U ook hierdie geleentheid sal seën, ook elkeen wat hier teenwoordig is, en ook hulle wat vanaand ook weer graag hier sou wou wees, maar dit nie kon maak nie. Werk in ons broers en susters se harte dat ons teenwoordigheid hier elke aand net al meer en meer en die getuienis daarmee saam al groter en groter sal word. Aan U bring ons al die eer en die heerlikheid, aan U alleen behoort die majesteit. Amen. Daniël 2, dis 'n baie bekende gedeelte en u sal ook dadelik dit agterkom as u nou die opskrif hoor, die beeld van Nebukadnesar wat hy in sy droom gesien het en deur Daniël verklaar word. Ons het gisterand klaar te doen gekry met koning Nebukadnesar. Hy was die koning van Babylon toe Juda in ballingskap weggeneem is. Nou, ek lees vir ons voor vanaf vers 1. En in die 2de jaar van die regering van Nebukadnesar, het Nebukadnesar 'n droom gehad, sodat sy gees onrustig geword het en dit met sy slaap gedaan was. Toe het die koning bevel gegee om die geleerdes en die besweerders en die towenaars en die galdeërs te roep, om vir die koning sy droom uit te lê. Toe hulle kom en voor die koning gaan staan, sê die koning vir hulle, ek het 'n droom gehad en my gees is onrustig om die droom te verstaan. Toe het die galdeërs met die koning gespreek, mag die koning vir altyd lewe. Vertel u dienaars die droom en ons sal die uitlegging te kenne gee. Die koning het geantwoord en aan die galdeërs gesê, die saak staan by my vas. As julle die droom en sy uitlegging nie aan my bekend maak nie, sal julle in stukke gekap en van julle huise mishope gemaak word. Maar as julle die droom en sy uitlegging te kenne gee, sal julle geskenke en gawes en groot eer van my ontvang. Gee my daarom die droom en sy uitlegging te kenne. Hulle het vir die 2de maal geantwoord en gesê, laat die koning die droom aan sy dienaars vertel, dan sal ons die uitlegging te kenne gee. Die koning het geantwoord en gesê,
Ek weet verseker dat julle tyd wil win, omdat julle sien dat die saak by my vas staan. Want as julle my die droom nie bekend maak nie, is julle vonnis een en dieselfde. Julle het naamlik afgespreek om 'n leuenagtige en bedrieglike woord voor my te spreek, totdat die tyd weer verander. Daarom, vertel my die droom. Dan sal ek weet of julle my sy uitlegging kan te kenne gee. Die Galdeërs het voor die koning geantwoord en gesê: Daar is geen mens op die aardbodem wat die koning se saak sou kan te kenne gee nie. Daarom het dan ook geen koning groot of magtig ooit so iets van enige geleerde of besweerder of Galdeër verlang nie. Ja, die saak wat die koning verlang is swaar. En daar is niemand anders wat dit voor die koning sou kan te kenne gee nie, behalwe die gode wie se woning nie by die vlees is nie. Hieroor het die koning toornig en baie kwaad geword en bevel gegee om al die wyse manne van Babel om te bring. Toe die bevel uitgevaardig is en die wyse manne gedood sou word, het hulle ook Daniël en sy metgeselle gesoek om gedood te word. Daarop het Daniël aan Arioch, die owerste van die koninklike leiwag, wat uitgetrek het om die wyse manne van Babel dood te maak, 'n slim en verstandige antwoord gegee. Hy antwoord en sê vir Arioch, die bevelhebber van die koning: Waarom is die bevel van die kant van die koning so streng? Toe het Arioch aan Daniël die saak meegedeel. Daarop het Daniël ingegaan en die koning versoek dat hy hom tyd moes gee om die uitlegging aan die koning te kenne te gee. Toe gaan Daniël na sy huis en maak aan Hananja, Misael en Asaria sy metgeselle die saak bekend en dat hulle barmhartigheid van die God van die hemel moes afsmeek oor hierdie geheim, sodat hulle Daniël en sy metgeselle saam met die oorige wyse manne van Babel nie sou ombring nie. Daarop is in 'n naggesig die geheim aan Daniël geopenbaar. Toe het Daniël die God van die hemel geloof. Ons blaai om vanaf vers 36. Dit is die droom. Sy uitlegging sal ons nou voor die koning sê. U, o koning, koning van die konings, aan wie die God van die hemel die koningskap, die krag en die sterkte en die eer verleen het, en in wie se hand hy in die hele bewoonde wêreld die mensekinders, die diere van die veld en die voëls van die hemel gegee het, sodat hy u as heerser oor hulle almal aangestel het. U is die hoof van goud. En na u sal daar 'n ander koninkryk opstaan, geringer as die van u. Daarna 'n ander, 'n derde koninkryk van koper, wat oor die hele aarde sal heers. Die vierde koninkryk sal hard wees soos yster, juis omdat yster alles fyn stamp en verpletter, en soos die yster wat vergrys, sal hy dit alles fyn stamp en vergrys. En dat die voete en die tone, soos u gesien het, deels van pottebakkersklei en deels van yster was, dit sal 'n verdeelde koninkryk wees. En van die hardheid van die yster sal daarin wees, omdat u die yster met kleigrond gemeng gesien het. En dat die tone van die voete deels van yster en deels van klei is, 'n gedeelte van die koninkryk sal hard en 'n gedeelte sal bros wees. Dat u die yster gemeng met kleigrond gesien het, hulle sal deur menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak, maar hulle sal nie aan mekaar vasgeklewe nie. Net soos yster nie met klei meng nie. Maar in die dae van die konings sal die God van die hemel 'n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie. En die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie. Dit sal al daardie koninkryke verbrei sal en daar 'n einde aan maak. Maar self sal dit vir ewig staan. Net soos u gesien het, dat sonder toedoen van mense hande 'n klip van die berg af losgeraak het wat die yster, die koper, die klei, die silwer en die goud verbrysel het.
groote God het aan die koning bekend gemaak wat hierna sal gebeur. En die droom is waar en sy uitlegging is betroubaar. Ons lees net tot sover. Ons kan maar vers 44 so vinnig herhaal. In die dae van die konings sal die God van die hemel 'n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie, en die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie. Dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daar 'n einde aan maak, maar self sal dit vir ewig bestaan. Vanweer die tyd, broers en susters, kan ons ongelukkig nie die hele hoofstuk lees nie. Maar ek is seker daarvan u is vertroud met die besonderhede van die droom wat ons nou nie bekend gemaak het of nie saam met mekaar gelees het vanaand nie, dat daardie beeld wat Nebukadneser gesien het, verwoes is deur 'n klip wat aangerol gekom het en die beeld verbrysel het. Nou as mense vandag die koerant lees, nuus kyk, daar is tog nog kanale wat meeste van die wêreldnuus vir ons deurgee, soos Sky News of BBC. Is meeste van die goed wat mens daar sien, die gesprekke wat mens daar hoor, oor stryd en oor oorlog. Elke land probeer sy stempel afdruk en sy heerskappy bevestig. Dit is baie duidelik dat die Christendom baie maal ook die teken is van hierdie aanvalle. Ons is almal vertroud met die uitdagings wat gelowiges in China in die gesig staar, so ook Indië. Lande waar mens eintlik nie eens 'n Bybel kan inneem nie. En dan praat ons nog nie oor ISIS, Sirië en al jou ander Midde-Oosterse lande nie. Dwars oor die wêreld is daar elemente van Islam wat gereeld aanvalle loods. In ons eie land is daar 'n magstryd wat plaasvind in die vorm van menseregte, van sogenaamde demokrasie ter regstelling van die verlede. Goed wat baie maal in stryd is met ons eie Bybelse beginsels. Maar meer as dit, kan ons ook nie vergeet van die westerse beginsels waarvan ons ook maar deel is, wat op niks anders neerkom as 'n moderne vorm van Sodom en Gomorra nie. Nou vanaand kyk ons dan na hierdie gedeelte in Daniël 2. Om te sien wat God se mening of sy inslag is oor al hierdie gevegte, oor hierdie magstryd wat oral nou vandag rondom ons woed, maar wat ook niks niets is nie. Iets wat al deur die eeue lank onder die mensdom plaasvind. Want weet jy, ten spyte van al die aardse magte en koninkryke, lees ons van God se koninkryk te midde van dit alles. En natuurlik weet ons dat God ook 'n plan het vir sy koninkryk en vir sy kerk. Nou in antieke tye was daar verskriklike groot waarde geheg aan drome, aan voortekens, aan toekomsvoorspellings. Die betekenis van drome ensovoorts het in daardie tyd 'n belangrike rol gespeel vir die beplanning van staatsondernemings, van veldslae, enige groot projek wat aangepak was. En daarom was persone wat drome kon uitlê, soos wat hulle dit verstaan het, gesiene mense in daardie dae. Jou mag was gekoppel
aan die mag van jou gode. En drome was beskou as 'n boodskap wat van daardie gode afgekom het. So deur die boodskappe van die gode te kon interpreteer, het dit gewys op jou eie mag, omdat jy naby aan jou gode was. Dis wat die mense geglo het. En nou in ons geleesde gedeelte, lees ons dan van so 'n droom, wat die koning gehad het. Maar ons lees ook, dat die gode dit nie vir hom gestuur het nie, maar die ware God het dit aan Nebukadneser gedeel. Nou dit alles het 'n baie moeilike situasie veroorsaak. Want Nebukadneser het gesê, as die wyse manne, die raadgewers nie vir my hierdie droom kan uitlê nie, dan was hulle lewe daarmee heen. Maar meer as dit, hulle moes ook vir hom sê wat sy droom was. Nou Nebukadneser, broers en susters, was die magtigste aardse koning op daardie stadium. En geen mens kon teen hierdie koning se wil staan nie. En is dan nou juis oor sulke groot aardse koninkryke waaroor hierdie droom spreek wat God aan Nebukadneser gestuur het. En wat Daniël as te ware vir hom vertaal het. Die beeld verteenwoordig al die wêreldryke vandat die verbondsvolk in ballingskap weggeneem is. Dit is omtrent so 586 voor Christus. Tot en met die koms van ons Here Jesus Christus. Nebukadneser was die kop van goud. En dit het gedui op sy status, sy mag, soos die gedeelte hom ook uitgemaak het, die koning van konings met klein lettertjies. Nebukadneser word hier uitgebeeld as die tipiese, die eintlike mens, die mens wat oor die aarde heers. So daar's 'n korporatiewe en 'n individuele betekenis aan hierdie beeld. Die koning van Babel hier verteenwoordig die mensdom wat sy eie heerser wil wees en wat die rug op God gedraai het. En so volg al die ander koninkryke dan na Babylon. Na Babylon, Babyloniërs, kry ons die Perse, Grieke, Romeine ensovoorts. En ons sien die verklaring, hierdie ryke is almal verskillend. En selfs onderling, omdat hulle nie so vermeng nie, voer hulle 'n verbete stryd. Maar omdat hulle deel vorm van een beeld, hoort hulle almal eintlik maar in werklikheid by mekaar. En die beeld het 'n dalende lyn van koninkryke, met die voete die swakste. Die vermenging van klei en yster dui op 'n onnatuurlike samevoeging. Nou elkeen van hierdie ryke ag hom as iets besonders, as autonoom, maar in die oë van God is hulle almal blote onderdele van 'n groter geheel. En hierdie groter geheel is die verwaande mensdom wat hom aan God se gesag onttrek en op menslike mag, op geweld staatmaak. Die ryke almal saam vorm een beeld en staan as te ware as een persoon teenoor God. Die mens en die mensdom teenoor God en sy koninkryk. Nou die droom is deel van 'n profesie. God openbaar hier wat in die toekoms, in hierdie stryd tussen die magte gaan gebeur. God openbaar die aanbreek van die eindtye. Maar dit is belangrik dat ons op hierdie punt sal besef, dit is nie iets wat nog in die toekoms moet plaasvind nie. God se antwoord op die mens se opstand
was reeds daar besig om te gebeur. En daarom lees ons in ons gedeelte dat dit wat aan die gebeur is, alles onder God se heerskappy plaasvind. Hy bepaal hoe sake verloop, ongeag hoe magtig die wêreldse ryke dink of dalk mag voorkom of dink hulle mag wees. Net soos ons gisteraand gehoor het, God se eie hand is besig om gebeure te stuur. Nebukadneser, se sogenaamde gode woon in die hemel en bemoei hulle nie met die mense op aarde nie, of so het sy raadgewers dan bely. Maar die ware God woon nie net in die hemel nie. Die ware God is nie daar ver nie. Hy is ook met die belange van sy kinders en van sy koninkryk bemoeid. Die magteloosheid van die wêreldse magte, al lyk hulle so groot, al lyk hulle so sterk, word in hierdie profesie beklemtoon. Want soos ons gesê het, Nebukadneser is hier heerser oor die magtigste wêreldryk wat daar op daardie punt bestaan het. Hy as koning het beskik oor die lewe en dood van almal in sy ryk. Maar selfs hy is ontsteld oor 'n droom wat hy gehad het. Selfs hy, die groot koning van Babel, was magteloos om iets daaromtrent te doen. Ook die voorspellers, gesiene mense, bekend vir hulle besondere wysheid en insig in die hede en in die toekoms. Ook hulle was magteloos teenoor hierdie probleem van die droom. Die mens en sy koninkryke is soos niks teen die heerskappy van God. Want in hierdie droom, in hierdie profesie sien ons 'n klip wat rol. Jy kan jou amper voorstel soos op baie van die kinderprente waar 'n klip teen 'n heuwel afrol en al vinniger en vinniger draai en selfs begin hop soos wat dit spoed optel. En dan tref hierdie klip die beeld wat die mensdom in sy koninkryke verteenwoordig. Daardie klip, broers en susters, daardie rots het net een naam en dis Jesus Christus. God het hier vir Nebukadneser gewaarsku, vir die res van die wêreld gesê, hierdie rots is op pad. Geen mens, geen koninkryk kan dit stop nie. En die plan van God vir die mensdom is soos die klip al eeue lank aan die rol. Dit sal plaasvind. En daardeur sal al die menslike plannetjies, al die menslike mag, al die sinnelose dinge waarmee die mensdom al besig hou, in stukke geslaan word. En ons weet, dit is presies wat gebeur het. Met Christus se koms is die sonde oorwin, is finaal gewys dat hierdie aardse koninkryke nie werklike mag het nie. Die oorwinning van God se koninkryk is behaal en nie die Nebukadnesers, nie die Babylons van hierdie wêreld kon enige iets doen om dit te stop nie. Maar nou weet ons, nadat die klip die beeld getref het, het hy nie dadelik tot stilstand gekom nie. In Daniël 2 leer ons dat die koninkryk van God sal groei en dat dit die hele aarde sal vul. Soortgelyk sê Christus vir ons, Handelinge 1 vers 8, sy volgelinge, sy getuies sal wees tot aan die eindhoeke van hierdie aarde. So wat is nou na hierdie groot botsing aan die gebeur? God is besig
om sy koninkryk in die plek van die aardse koninkryke te vestig. En weer werk ons hier met 'n individuele en 'n korporatiewe gedagte. Die klip, die rots is Christus. Hy is die een wat die oorwinning behaal het. Maar hierdie rots verteenwoordig ook God se koninkryk teenoor al hierdie wêreldse koninkryke. En in daardie opsig is Christus ook die rots waarop hy sy koninkryk bou. Nou deur die eeue heen het God oor die algemeen mense gebruik om ook die werk te doen. Mense gebruik as werktuie in sy groot verlossingsplan, net soos wat ons sien hier met Daniël. Maar hier voer hy sy finale heerskappy met sy eie hand uit. Nie met die hande van mense nie. Die God van die hemel het sy koninkryk kom vestig wat nooit vernietig sal word nie. En ons weet dit, want reeds vandag begin dit gestalte kry in sy kerk. In die wêreld wat eintlik al reeds in stukkies lê, probeer nog om op eie mag te roem. Tipies soos wat die mens ook maar geneig is om te doen. Daarom sien ons vandag nog aardse koninkryke wat spook vir heerskappy. Maar die slag is reeds geslaan. Die rots het reeds getref. God het sy koninkryk kom vestig. En dit sal finaal afgehandel word wanneer die rots weer sy verskyning op die wolke maak. En net soos met die eerste keer is daar niks wat die wêreld, niks wat hierdie aardse koninkryke kan doen om dit te stop nie. Nou op daardie punt in die geskiedenis het God hierdie profesie as troos, as bemoediging gegee vir die mense, sy volk wat in ballingskap was. Want die gebeure in die tyd van Daniël, weet ons speel af tydens die ballingskap van die suidryk van Juda. So die volk kon daaraan vashou dat God vir hulle oorwinning sou behaal ten spyte van hierdie magtige aardse koninkryke wat oor hulle geheers het. Maar vandag weet ons dis soveel meer as net dit. Soveel meer as net 'n troos tydens die ballingskap. Dis 'n troos, 'n bemoediging, 'n versekering deur die eeue heen. Want waar staan ons vandag in die geskiedenis? Ons staan op 'n punt waar die rots, waar Christus reeds die koninkryke van die wêreld oorwin het. Ons staan op 'n punt waar God se koninkryk reeds hier op aarde gekom het. Matteus 12 vers 28, Christus sê, as ek dan deur die krag van die Heilige Gees, of in die Heilige Gees die bose geese uitdryf, dan het die koninkryk van God mos gekom. Ons leef vandag reeds onder die soewereine heerskappy van God, ons koning en ons Here. Maar die tweede koms van die rots het nog nie gekom nie. So sy koninkryk se vestiging is nog nie finaal voltrek nie. En daarom op hierdie stadium probeer die mens om die aarde, die regerings, alles in hulle vermoë doen om God se koninkryk te vernietig aan die een kant, maar dit ook te ontken aan die ander kant. Dit alles omdat hulle weet, daardie klip, daardie rots, het weer begin rol en hulle einde is op pad.
Daniël 2 wys vir ons hoef ons nie oor al hierdie dinge te bekommer nie. Alles verloop onder die regerende hand van God en geen mag op aarde kan teen hom staan nie. Laat die wêreld brul, laat die mense skree en beklei en veg, dit maak geen verskil aan die uitkoms van hierdie stryd nie. Want die oorwinning is reeds behaal. Die rots het reeds getref. En al voel ons as gelowiges soms soos ballinge in hierdie wêreld, want dit is so, ons word ook maar soms verag, ons word ook maar vervolg, al is ons in so 'n posisie dat ons nie soos baie van ons broers en susters al vermoor word vir ons geloof nie. Net soos wat God gebeure gestuur het tydens die ballingskap van destyds, so stuur hy ook nou die gebeure tot en met die wederkoms van ons koning van die rots, waar hierdie aardse ballingskap ook tot 'n einde sal kom. Omdat God in beheer is, omdat God in beheer bly, kan ons volhard, te midde van die stryd van die wêreld, te midde van die sonde, want ons staan op die rots. Ons staan onder die heerskappy van die koning. En gisterand het ons vir mekaar gesê, telke male lyk dit in die geskiedenis asof een van hierdie aardse koninkryke 'n einde gaan bring aan God se plan vir die verlossing van die mens. Maar elke keer sien ons die rots het bly rol. Egipte, die volk se slawerny, die verdeling van die monargie, die eerste ballingskap na Assirië, die tweede ballingskap na Babylonië, en dan ook die dood van Christus aan die kruis onder die Romeine. Die wêreld het gedink, hulle het 'n groot oorwinning behaal. Die wêreld het gedink, hulle het die rots gestop. Die wêreld nie besef nie, jy's daar, is waar die rots getref het. Want Christus het opgestaan. Christus het opgevaar en hy heers vandag aan die regterhand van God. Ons staan vandag al reeds onder die heerskappy van die koning en die rots kom weer. Daar is daar wat hierdie wêreld donker lyk. Dit is 'n magstryd tussen mense, tussen koninkryke. Almal droom van heerskappy en soewereiniteit. Maar laat die wêreld maar daarvoor droom. Laat die lande daarvoor stry. Ons weet onder wie se heerskappy alles gebeur. Ons weet in wie se koninkryk ons vandag reeds lewe. Ons weet wie die rots is op wie ons staan. En waar die wêreld se drome op nietigheid, op niks gaan neerkom nie, droom ons 'n baie groter droom. Een wat reeds besig is om vir ons waar te word. Die gelowige droom van 'n ewigheid in God se koninkryk met ons Here as die koning. En daardie droom het reeds begin. Geen meer oorloë, geen stryd, geen twis, geen hartseer, geen vervolging, geen verwerping. Die oomblik wanneer die rots weer kom. En ons droom van die dag wat ons koning weer sal kom en finaal sy koninkryk op aarde sal vestig. Ons droom van die dag wanneer daardie rots weer tref. Maar tot dan kan jy gelowige reeds volhard
onder die heerskappy van God. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige Vader, waarlik koning van konings, God bo alle gode, heerser van hemel en aarde, maar steeds Vader vir u kinders, steeds God met ons. Ja, Here, u kyk nie net vanuit die hemel na alles wat hier onder op die aarde gebeur nie. U is hier betrokke, u is hier in beheer. Alles staan onder u heerskappy. Dankie dat ons dit weet deur die Gees wat u vir ons gestuur het. Dankie dat ons weet in die geloof, ons is u kinders. Ons is burgers van u koninkryk. Ons word bewaar deur u regerende hand. En niks, geen mag op aarde kan ons uit die hand ruk nie. Here, waar ons gisterand vir ons kerkverband voorbeding gedoen het, bid ons vanaand in besonder vir hierdie kerk, hierdie gemeente. Hierdie klein groepie kinders van u, waar ons hier by mekaar is. Ons veg vir 'n suiwere leer en lewe. Ons veg vir die uitbreiding van die koninkryk. En daarvoor is ons ook maar baie maal die teiken van aanvalle van die bose. Daarom word daar ook baie keer gepoog op maar om onmin en twis te saai. Ons bid en vra dat u die gemeente sal dra, die kerk sal versterk in die sekerheid van u soewereiniteit, in die sekerheid ons staan onder die heerskappy van die koning. Ja, Here, die wêreld kan maar brul. Die nasies kan maar skree en kan maar stryd voer. Maar die rots het weer getref. Reeds getref. En ons weet, ons Here kom weer. Aan u al die lof en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.